dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Groet in die mooie naam van onze koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Welkom weer terug by ons program op Kruiskyk. Ek glo dat julle die afgelope programma geniet, prys die Here Jesus. Ek wil vir julle baie dankie sê vir alle respons, alle WhatsApp boodskappe wat ons ontvang, die gebedsversoeke. Die Here seën vir julle daarvoor. Versekerlik bid ons vir daardie versoeke en ons vertrou die Here vir 'n wonderlike deurbraak. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons gaan dadelik na die woord van die Here in die boek van Lukas 15 vers 11. Gelykenis van die verlore seun. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. Die skrif sê, hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om my seun genoem te word nie, maar maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê van sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet toch vrolik wees, en ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Prys die Here Jesus Christus. Onse God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir u dankie, my God, vir die voorgelese woord. Ons bid, my koning, Here, dat u dit sal sien. Ons bid dat u die gedagte rondom hierdie woord sal sien. Ons bid, my koning, dat u iemand se hart sal aanraak, my God. Here, die wat verlore is, Here, die wat op die punt staan, my God, Here, om te sterwe. Ons bid dat u hulle, my koning, uit die vuur uit sal ruk. Ons bid dat die woord van die Here verligte oë sal bring vir ons verstand, sodat ons kan verstaan die liefde van die Vader. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here Jesus Christus. Die woord van die Here praat van, die Here Jesus maak hierdie vergelykenis van die verlore seun. Die verlore seun, hy praat van 'n vader wat 2 seuns gehad het. En die Bybel sê dat die jongste seun sê vir sy vader, Vader, gee my die eiendom en die goed wat my toekom.
Ek sien dit is 'n baie lelike ding om vir jou vader te sê terwyl jou vader nog lewe. Want die woord van die Here sê dat 'n testament is net geldig by sterfgevalle. So in ander woorde, die erfgenaam kan net kry van die vader wanneer die vader gesterf het. Wat die seun eintlik vir die vader, die manier hoe die seun die vader aankyk, deur om vir hom te sê, gee vir my die eiendom wat my toekom. Dit is iets baie lelik, want hy sê eintlik, Vader, dat u is dood. En dis hoekom hy voel dat hy moet die eiendom kry wat hom toekom. En soos vaders mos maar altyd is, verdeel die goed, die eiendom onder die seuns, en hy gee vir die jong seun wat hom toekom. En die jong seun in die woord van die Here sê, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te werk, deur losbandig te lewe. So in ander woorde, hierdie jong man het van so 'n aard gelewe dat hy het nie geworry oor die dag van môre nie. Ons weet die skrif sê, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie. Maar jy kan nie so lewe dat jy môre niks het nie. Jy moet so lewe dat daar nog môre is, dan moet nog is vir die volgende dag, prys die Here Jesus Christus. En die woord van die Here sê, en toe daar 'n hongersnood oor hierdie land kom, by hierdie jong man na toe gegaan, na toe getrek het, hy het getrek na hierdie land toe. Sê die woord van die Here, omdat hy losbandige lewe, het hy alles verloor. Die woord van die Here sê, hy het sy goed deurgebring met die hoere, sê die woord van die Here. Hy het losbandige lewe. Hy het nie gedink oor môre en hy het gedink dit wat die Vader hom gegee het, gaan hou. Maar die woord van die Here sê, toe die hongersnood oor die land kom, het dit so begin swaar raak, dat hy by een van die burgers gevoeg het. En hy het hom by een van die burgers gevoeg, en een van hierdie burgers het vir hom toe 'n werk aangebied, want hy het alles verloor wat die Vader hom gegee het. En hy het einde van die dag het hy opgeëindig met die varke opgepas het. En die Bybel sê, hy het so swaar gekry dat hy gebegeer het na die piele van die varke. Ek weet nie of daar iemand is wat so swaar kry in Suid-Afrika nie, wat begeer na wat die varke eet nie. Prys die Here Jesus Christus. Daarom sê die woord van die Here, moenie julle parels vir die varke gooi nie, en moenie wat heilig is aan die honde gee nie. Prys die Here Jesus Christus. Daar is sekere, en nou toe die Here Jesus sê, moenie julle parels vir die varke gee nie, en moenie wat heilig is aan die honde gee nie. Toe praat hy nie van varke en van honde nie, maar hy praat van sekere mense, wat jy sekere waardevolle goed van jou nie meer kan moet deel nie. En dis wat hierdie jongman gemaak het, die valuables wat die Vader hom gegee het hy met almal deurgebring. En ek glo aan hierdie mense met wie hy dit deurgebring het hy nie eens regtig geken nie. Want die Bybel sê, hy het getrek na 'n ver land toe, 'n vreemde land. Maar die woord van die Here sê, terwyl hy hom by die burgers van die land voeg, en dit begin swaar raak, gee hom 'n werk om varke op te pas. En die woord van die Here sê, dat het so swaar gaan, dat hy gebegeer het na die pele van die varke. En die Bybel sê, en hy het verlang om sy mag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit vir hom gegee nie. Hy sien die duiwel het 'n manier om jou as gevolg van eie wysheid, omdat jy nie na die raad van die Vader luister nie, omdat jy nie kan advies vat van die wat voor jou die pad gestap het, die pad van die lewe gestap het nie, eindige mens op 'n plek waar daar niks is nie. Prys die Here Jesus Christus. Maar die woord van die Here sê, dat hierdie jong man, hy sê, maar hy het tot homself gekom, en gesê, hoe baie huurlinge van my Vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. So in ander woorde, hierdie jong man het tot homself gekom. Hierdie jong man het gebesef, jy sien, wat ek sien in die woord van die Here, waar hy opgeëindig het, is wat hy eintlik geverdien het. As gevolg van die manier hoe hy sy Vader gehanteer het. En daarom sê die woord van die Here, eer jou vader en jou moeder,
sodat jou dae verleng mag word en sodat jou jare mag vermeerder op die aarde. Die skrif sê dis die eerste gebod met 'n belofte. En ons kan dit sien omdat hierdie jong man sy vader geëer het. Hy het sy vader gerespek. Hy het vir sy vader gesê, Vader, gee aan my wat my toekom. Dit lyk vir my dat as ek die prent daarna kan kyk, dat in my gedagte gee, dan sien ek is amper so hierdie jong man het gesien, nee, maar my vader is slaap, sy laaste, my vader is dood. Waarvoor moet ek nou nog vir hom werk? Hy sien die manier hoe jy die vader aankyk. Jy gaan met die hart van die vader het, prys die Here Jesus, om te kan survive in hierdie lewe. En het is net wanneer jy tyd maak vir God, wanneer jy tyd maak vir sy woorde, wanneer jy in sy huis bly, prys die Here Jesus, wanneer jy onder sy beskerming bly, dis wanneer jy gebeskerm word. Maar die woord van die Here sê dat hierdie jongman het tot homself gekom. En hy het gesê, dat hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed brood, maar ek vergaan van honger. Hy sê, en dis 'n plek waar die vyand jou bring, wees ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid bring 'n mens op 'n plek waar jy niks het nie. Ongehoorsaamheid bring jou tot op 'n plek waar jy begeer. Dit bring jou, ongehoorsaamheid sit jou in 'n plek van begeerlikheid. Hy sê, hy het gebegeer na wat die varke eet. En hy sê, ek wil vir iemand vandag bemoedig, moenie kom tot op daardie plek waar het eers met jou swaar gaan nie. Hy sê, ek het gesien, dat is baie mense wat eers tot hulle self kom, wanneer dit nie meer so goed gaan nie, wanneer hulle alles geverloor het, terwyl hulle alles het, dink hulle nie aan die Vader nie, hulle dink nie aan God nie, hulle dink nie aan die Here nie, hulle dink nie, prys die Here Jesus Christus, om iets vir die Here te beteken nie, maar die moment wanneer dit swaar gaan, die moment wanneer daar niks meer is nie, die moment wanneer hulle alles geverloor het, dis wanneer hulle besef, dat ek het mos 'n Vader. Ek wil vandag praat met iemand, prys die Here Jesus, wat geval het in die lewe, en wat alles geverloor het, en wat eenmaal alles gehad het, wat uitgesond gewees het, wat in die huis van die Here was, wat 'n kind van God is, prys die Here Jesus. Jy sal moet terugkom na jou vader se huis toe. Hy sal moet terugkom na jou vader se huis toe. Hy sien hierdie jong man, hy was ongehoorsaam. Daar is 'n woord, daar is iets wat ons gewoonlik sê, as kinders van die Here, waar ons sê dat hierdie persoon is nie meer 'n kind van God nie. Hierdie persoon is nie meer 'n kind van God nie. Wanneer ons kyk na hierdie persoon se leefstyl, sê ons, hy is nie meer 'n kind van God nie. Ek en my vrou, ons gesels, en ek sê vir haar dat, hy sien as 'n man besluit, hy wil nie meer 'n man is nie. En hy maak hom soos 'n vrou. As hy nou 'n vrou of is hy 'n man? As 'n vrou besluit, sy wil nie meer 'n vrou is nie, en sy doen alles in haar, en sy lyk soos 'n vrou, as jy nog steeds 'n vrou as jy 'n man. Jy sien, jy kan wat in die lewe doen, maar jy kan nie jou posisie as kind van God, die moment wanneer jy 'n kind van God geword het, jy kan nie jou posisie, jou plek as kind van God verloor nie. Jy kry kinders wat hulle ouers se harte breek. Hulle doen alle verkeerde dinge. Maar het sê nie dat die kind in alles wat hy verkeerd doen, het sê nie dat die kind is nie 'n kind van sy moeder. Even hierdie jong man, die disrespect wat hy aan sy vader getoon het, en alles wat hy sy vader voor hard gewerk het, wat sy vader uitgesit het vir hom, wat hy deurgebring het, dat het hom nie, hy het sy plek, sy posisie as sy kind, die kind van sy vader geverloor nie. Daarom wil ek vir iemand vandag sê, jy was 'n man van die Here, jy was 'n vrou van die Here, jy het geval in sonde, jy het geval in hoerery, jy het geval in die drank, en jou lewe is uit mekaar uit, jy het jou huis geverloor, jy het jou huwelik geverloor, jy het jou kinders geverloor, jy het alles geverloor, wat die Here jou gegee het. En mense sê dat, hy was 'n kind van God, hy is nie meer 'n kind van God, as gevolg van waar hy is. Jy kan alles verloor, maar jou posisie as kind van God, kan jy nie verloor nie.
is onmoontlik om jou posisie as kind van God te verloor. Want because jy was gebore 'n kind van God. Daarom sê die Here Jesus van Nikodemus, jy moet weer gebore word om die koninkryk van God te sien. Jy moet weer gebore word. Iemand wat weer gebore word en hy word gebore as 'n kind van God, hy kan nie sy posisie as kind van God verloor nie. Never mind wat hy doen. Dit sê nie, prys die Here Jesus Christus, dat hy gaan alles kry wat die gehoorsame kinders kry nie. Maar hy kan nie sy plek as kind van God verloor nie. Daarom wil ek vandag met 'n kind van die Here praat wat geval het in sonde, wat geval het in ongehoorsaamheid. Prys die Here Jesus, wat eenmaal die Here gedien het. Ek wil vandag vir jou sê, kom tot jouself. Die Here roep jou terug. Die Vader is nie kwaad vir jou nie. Die woord van die Here sê dat God het in Christus die wêreld met homself kom versoen, om so hulle misdade nie meer toe te reken nie. Daarom sê die psalmdigter, welgeluksalig is die man aan wie die Here die ongeregtigheid nie meer toereken nie. Welgeluksalig is hulle wie so ongeregtigheid vergewe en wie se sonde bedek is. Want dis wat liefde doen. Liefde bedek sonde. Prys die Here Jesus Christus. En dis wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Toe hy gesterwe vir ons, het hy ons sondige bedek. Die woord van die Here sê dat die straf wat op ons was, het hy op hom geneem. Daarom wil ek vandag vir iemand vra. Ek wil vir jou vra, jong man, vader, moeder, wat eenmaal die Here gedien het, kom terug na die Vader toe. Die woord van die Here sê, toe hierdie jongman tot homself kom, want because hy was buite homself. Dat sommige keer wanneer mense besluit te maak, gaan jy sien, nee, maar die besluit is nie gemaak deur die persoon nie. Dat hierdie kind van my kan nie sulke besluite maak. Ek het hom nie so geleer nie. Dis sommige keer wat ons moeders sê, prys die Here Jesus. Daarom wil ek ons moeders vandag vra om ernstig te begin bid vir ons kinders, want die besluite sommige keer wat hulle maak, is nie hulle wat daar die besluite maak nie, maar die woord van die Here sê dat die owerste van die mag van die lig kan sometimes, omdat hulle ongehoorsaam is. Daarom sê die woord van die Here, gee aan die duiwel geen plek nie, omdat hulle ongehoorsaam is, maak hulle die deur van die vyand op om besluite deur hulle te maak, om hulle minds te manipuleer en om besluite deur hulle te maak. Daarom sê die woord van die Here, toe hierdie jongman tot homself kom. Toe hierdie jongman tot homself kom. Toe hy tot sy volle positiviteit kom. Sê, ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek het gesondig teen die hemel en voor u. Al wat jy moet vandag begin doen, is begin erken dat jy het gesondig. Die mees swaarste ding om te deel met iemand, dis hoekom sommige probleme nie opgelos kan word nie, want mense wil nie meer erken wanneer hulle verkeerd is nie. Hulle wil nie erken wanneer hulle in sonde geval het nie. Jy sien, wat jou hou in sonde, is wanneer jy nie kan erken, jy is in sonde nie. Begin erken, prys die Here Jesus, dat ek het 'n fout gemaak. Dis hoekom mense se huwelike op die rotse is, want niemand wil erken dat hy verkeerd is nie. Niemand wil erken dat ek het 'n fout gemaak nie. Jy sal moet begin erken. As jy hierdie situasie in jou huis wil oplos, sal jy moet begin erken. Jy sal jou hand op jou eie boesem moet slaan en sê dat ek het gesondig. En die woord van die Here sê, hierdie jongman kom na sy vader toe. Hy kom terug huis toe en hy sê vir homself dat ek sal opgaan na die huis van my vader. Want ek is besig om aan honger dood te gaan, terwyl my vader se werk as 'n huurlinge oorvloed van brood. En die Bybel sê, toe hy tot homself gekom het, toe gaan hy terug na sy vader toe. En dis my bemoediging vandag vir u, wat geval het in sonde. Begin erken dat jy het geval. Jy sien, wat mense hou aan sonde is omdat hulle nie wil erken. Hulle het gesondig nie. Hulle wil nie erken dat hulle te fout gemaak het. Wat jy op die verkeerde pad hou, is wanneer jy nie wil erken, jy verkeerd nie. Begin erken dat ek het 'n fout gemaak. Sê, Vader, ek het gesondig teenoor u en teenoor die hemel, sê hierdie jongman. En die woord van die Here sê, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Ek weet daar is baie van julle wat vandag voel, dat jy is nie meer werd
om 'n kind van God genoem te word nie. Maar die woord van die Here sê dat God het in Christus die wêreld met homself kom versoen, om so hulle misdade nie meer toe te reken nie. In die lewe wat in die tyd wat ons vandag in lewe, gaan mense vir jou baie dinge sê. Maar ek sê vir jou vandag, prys die Here Jesus, dat die straf wat op jou was, het die Here Jesus Christus op hom geneem. Daarom sê ek dat God gaan niemand straf nie. God gaan niemand straf nie, wanneer die Here Jesus gestraf vir ons. Maar die Bybel sê net wat die mens saai, dis wat die mens maai. Prys die Here Jesus. Dit was hierdie jongman se verdiende loon, wat hom in daardie plek gebevind het waar hy moet gebegeer het na varkpele. Maar dat sê nie, prys die Here Jesus, die genade deur van die Here was toegesluit vir hom nie. Ek wil vandag vir iemand sê, prys die Here Jesus, kom tot jouself, erken jy het gesondig, erken dat ek is 'n sondaar, erken dat ek is besig om te vergaan in die dranke, erken dat ek het my huwelik opgemors, en staan op, en maak reg wat jy moet regmaak. Doen wat hierdie jongman gedoen het. Hy het tot homself gekom, en hy het gesê dat ek sal opgaan na die huis van my vader. Jy het weggestap van die kerk af, en jy bly in die kerk. Maar ek wil vandag vir jou sê, staan op. Jy kan nie ander mense blame nie. Jy kan nie ander mense blame vir jou eie mistakes. Jy kry mense wat altyd die victim wil speel binne 'n situasie. Hulle wil nie erken dat hy 'n fout gemaak het. Hy wil die victim speel, want hy wil verskonings gebruik. En jy weet jy wat jy eintlik maak. Die moment wanneer jy opstaan en jy erken dat jy 'n fout gemaak het, daardie ongeregtigheid of daardie verkeerde ding in jou hart, dit word eintlik gebekragtig. Want because die Here wil jou skoon maak, die Here wil jou reinig, die Here wil jou heilig, die Here wil jou afsonder vir homself, maar jy gaan moet erken. Ek is vandag hier om 'n gebed saam met u te doen, wat sê, Here, ek erken, ek het gesondig. Here, ek erken, ek het 'n fout gemaak. Here, ek het in die drank geval. Here, ek het losbandig gelewe. Die plek waar ek nou is as gevolg van my losbandigheid, omdat ek 'n gebrek het aan selfbeheersing. Die gebed van my hart vandag is, Here, raak daardie man en daardie vrou aan. Here, wat in 'n plek is, my God, Here, waar hulle alles verloor het, as gevolg, my koning, van 'n gebrek aan selfbeheersing. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. En ons kom sê vir die dankie daarvoor. En ons eer u daarvoor, Vader. Raak vandag my broer en my suster aan, wat na hierdie opname luister, my koning, wat vandag sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Dit is as gevolg van my besluit dat my huwelik uitmekaar uit is. Dit is as gevolg van my besluit dat dis hoekom my kinders se lewe so lyk. Ek bid vandag vir daardie persoon in Jesus naam. Totaal en alle herstelling, my God. Here, 'n divine aanraking, 'n divine change, my koning. Ons vra dit in Jesus naam en ons kom sê vir die dankie daarvoor. Amen. Tot die volgende geleentheid, kind van die Here. Die Here seën u. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.